Goeiemôre op hierdie heerlike Kersoggend 2025. Amper gaan ek al 'n jaar te vroeg. Baie welkom elkeen hier so op Facebook. Ek hoop van harte dat dit wat ons vanoggend hierso gaan doen en gaan sê, gaan net geseënd wees en in julle harte val. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Hemelvader, wat 'n heerlike oggend om op Christusfees hier so te kan sit, te kan uitsaai, geliefdes rondom ons te kan hê en te kan weet, U is die God wat vir ons gebore is. U is ons wonderbare raadsman, ons sterke God, ons ewige Vader, ons vredevors. U is die Seun wat gegee is, Here, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek kan nie vir U genoeg dankie sê, Here, vir die voorreg om 'n Christusfees te kan hê elke jaar. En ek weet, Here, dit gaan nie oor die datum waarop U gebore is of iets nie. Maar dit gaan daaroor dat ons op hierdie dag reg oor die hele wêreld globaal fees vier oor die grootheid van God. Here, seën elkeen vandag, ons wat hierna luister ook, en mag dit 'n boodskap wees wat in die harte gaan val. Amen. Nou ja, julle moet verskoon, ek en my ouers gaan nou hierso sit en ons gaan liedjies sing. Ek wil hê julle moet saam sing. Of ons nou op die noot, af die noot, by die noot, verby die noot, maak nie saak nie. Kom, ons gaan net heerlik saam sing eers. Die Heiland is gebore in stille Bethlehem, by blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun, sy enigste gegee as middelaar en steun. Kom na die krib so nederig, daar lê die kindjie teer. Hy is die spruit van Dawid, hy is ons liewe Heer. Oor ons sing, Heer Jesus, en neem ons loflied aan. Dis nêrens vir ons beter as aan die sy te staan. Kom waars getrou is, vrolik seëvierend, kom nou na Bethlehem. Kyk daar die kindjie, tot ons al gebore, kom nou en aanbid hom, kom nou en aanbid hom, kom nou en aanbid om Christus die Heer. Kom nou en aanbid hom, kom nou en aanbid hom, kom nou en aanbid om Christus die Heer. Ons gaan nou afsluit met Stille Nag, want mens kan nie Kersfees hou sonder Stille Nag nie. Maar ek wil eers gou net vir u 'n kort boodskap bring. My tema is 3 mense. Daar was 3 groepe mense betrokke by Kersfees. En dit is 3 groepe mense daardie wat aanvanklik aan kyk en mense en dink mens, wow, dis reg. Maar vandag moet ek en jy besluit oor waar ons in daai mensdom inpas. So ek wil net vir julle lees, dit is 'n stuk wat my pa altyd vir ons gelees het vir Kersfees, en ek kan nie anders as om hierdie gedeelte te lees met Kersoggend nie. Lukas 2, en ons lees vanaf vers 8. Daar in die omgewing van Bethlehem het 'n klompie skaapwagters gebly. Hulle het in die oop veld geslaap. Snags het hulle skape opgepas. Eendag uit die bloute het 'n engel van die Here daar by hulle kom staan. Die Here se heerlikheid het alles om hulle helder verlig. Die skaapwagters het hulle doodgeskrik. Maar die engel het vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Ek het baie goeie nuus vir julle, nuus waaroor julle nog baie lank gaan fees vier. Hierdie goeie nuus is ook vir julle hele volk bedoel. Vandag is die redder in die stad van Dawid gebore.
vir almal van julle. Dit is hy wat julle van julle sonde sal vrymaak. Hy is die Messias en die Here. Gaan kyk, gaan soek na 'n baba wat styf in doeke toegedraai is en in 'n voerbak lê. Dit is hy. Skielik het daar 'n groot skare engele uit die hemel by die engel aangesluit. Daar in die oop veld het 'n koor van hemelse stemme God geprys. Eer aan God, eer aan hom wat in die hoogste hemele bly, en vrede vir almal hier op die aarde. Vrede vir almal oor wie God nou fees vier. Nadat die engele teruggekeer het na die hemel toe, het die skaapwagters opgewonde vir mekaar gesê: "Waarvoor wag ons nog? Kom ons gaan dadelik Bethlehem toe. Kom ons gaan soek hom na wie die Here ons pas vertel het." Hulle het toe haastig soontoe gegaan. Daar het hulle vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Die skaapwagters kon hulle oë nie glo nie. Hulle het dadelik vertel wat die engele vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal was aangegryp deur die skaapwagters se verhaal, Maria ook. Sy het die skaapwagters se woorde diep in haar hart gebere en gereeld daaraan teruggedink. Later het die skaapwagters teruggegaan na hulle skape toe. Hulle harte het oorgeloop van dankbaarheid teenoor God. Hulle het sy naam geloof oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Alles was presies soos die engel vir hulle gesê het. Ons lees hierso van die skaapwagters. Ek het nou 'n kriewelingkie in my neus. Ons lees van die skaapwagters. Dan weet ons ken die verhaal van die wyse manne wat 'n ster gesien het. En die wyse manne het hierdie ster gevolg. En uiteindelik het hulle by die stal uitgekom en daar het hulle vir Maria en Josef gevind. Maria en Josef het elkeen in hulle harte 'n boodskap gekry. Maria kry 'n boodskap, sy swanger. Josef hoor sy verloofde is swanger en hy begin planne maak om weg te kom van hierdie situasie af. En 'n engel gee vir hom 'n boodskap en sê vir hom, bly. So ek wil vandag praat oor 3 soorte mense. En al 3 hierdie groepe mense het sekere aksies gedoen. En ek wil vir jou vra, wat doen jy? Kom ons kyk eers na die herders op die veld. Hierdie herders was eenvoudige mense. Mense soos ek en jy. Plat op die aarde mense. Mense wat in eenvoud geleef het. En hierdie herders het gegaan, hulle het 'n boodskap gekry, hulle het dadelik gereageer op die boodskap. Hulle het gegaan, hulle het Jesus gevind, hulle het hierdie stal gevind, hulle het alles daar gekry, net soos wat die engele gesê het. En hulle het teruggegaan na hulle skape toe. En die woord sê vir ons, hulle het God geloof. Maar ons lees nie weer van daardie herders nie. Want jy sien, daar is 'n groep mense onder ons wat, ons kry die evangelie, en jy gee jouself oor aan Jesus, en jy gaan soek hom, en jy vind hom, en jy is opgewonde terwyl dit gebeur het, en alles is reg. En dan beweeg jy uit sy teenwoordigheid uit weg. En jy gaan terug na jou normale lewe toe. En jy is weer by die dinge wat jy normaal gedoen het, wat jy van self gedoen het. Jy is weer by jou ou routines. En stadig gaan hierdie hele konsep van dit wat hulle beleef het, by die deur uit. Dan kry ons die wyse manne. Die wyse manne sien hierdie wonderteken. In al hulle akademiese kennis sien hulle hierdie ster, en hulle volg hierdie ster. Hulle gaan en hulle doen alles wat hulle moet doen. Hulle reis ver om uit te vind waar hierdie ster kom. Hulle kom tot by die ster. Hulle vind Jesus. En hulle bring al hierdie wonderlike geskenke. En hulle gaan weg. En ons lees nie weer van die wyse manne nie. Hulle het Jesus gevind en weer teruggegaan na hulle akademiese wêreld. Dan kry ons vir Maria en Josef. En hulle het geboorte geskenk aan dit wat God binne in hulle geplaas het. Dit wat God in hulle harte gesit het. Hulle het geboorte geskenk aan dit. En hulle het dit wat God in hulle harte geplaas het, groot gemaak. Hulle het daardie geskenk wat God vir hulle gegee het, groot gemaak. Hulle het saam met hom gewandel. Hulle name was aan hom gekoppel gewees. Hulle hele lewe
was rondom hom. Ons lees van hulle, ons sien van hulle, ons hoor van hulle, ons weet van hulle. Vandag is dit Kersfees en ek wil vir jou vra, wat se mens is jy? Jy sien, Kersfees is 'n herinnering vir my, dat ek nie net na die boodskap van engele moet luister en 'n oomblik van vreugde moet hê saam met Jesus en dan gaan ek aan met my lewe nie. Ek kan nie daai keuse maak nie. Dan moet 'n verandering plaasvind. Ek kan ook nie, ek is 'n vreeslike akademiese mens. Ek is 'n akademiese wrak. Ek hou van studeer, ek hou van navorsing doen. Maar ek kan nie ook heeltyd net met my neus in boeke sit en boeke kennis van my God opdoen en boeke kennis van die Here weet en alles saam met die Here so in 'n boek loop, maar ek het nie daai persoonlike verhouding nie. En wanneer ek daai boek toemaak, is daar die kennis ook toe. Kersfees herinner my om soos 'n Maria en die Josef te wees. Om geboorte te skenk aan dit wat God binne in ons geplaas het. Om geboorte te skenk aan dit wat die Here in ons harte ingeplant het. Dit wat hy vir ons ingebring het. Dit wat hy vir ons gegee het. Kersfees gaan nie oor 'n vet mannetjie in 'n rooi soet nie. Kersfees gaan nie oor geskenke onder 'n boom nie. Kersfees gaan juist daaroor dat ek geboorte skenk aan dit wat God in my geplant het. Dat ek dit uitbring, dat ek dit uitleef, dat ek dit gee vir die wêreld. Jy het vandag 'n keuse. 3 soorte mense. Ek lag altyd, daar's 'n vriend van my wat sê, daar's 3 soorte mense in hierdie lewe, die wat kan tel en die wat nie kan tel nie. Maar ek en jy moet kies. Daar's 3 soorte mense. Mense wat elke nou en dan 'n engel ondervinding het met die Here. Mense wat akademies al die kennis het van hom. En dan is daar mense wat geboorte skenk daagliks aan dit wat God in hulle geplant het. My vraag vir jou, wat se mens is jy? Christusfees is 'n fees van geboorte skenk aan die saad van God in jou. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat elkeen van ons die keuse sal maak om geboorte te skenk aan u saad in ons. Dankie Here vir 'n engel oomblik. Dankie Here vir 'n herder oomblik in die veld. Dankie Here vir die akademiese oomblikke, vir 'n ster wat ons kan volg. Maar bo alles, dankie vir u saad in ons. Amen. Stille nag, heilige nag, alles rus, eensaam wag, slechts Maria geseënde vrou, by haar kindjie met Josef so trou, soete hemelse rus, soete hemelse rus, stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se huis, word uit liefde aan mense gelei. Juig die redder is daar, juig die redder is daar. Ek wens vir jou 'n geseënde Christusfees toe, 'n fees waarin die saad van God binne in jou gaan ontplof en gaan groei
geseënde Kersfees. Ons sien mekaar Sondag by ons kerk met pastoor Jacques wat gaan die woord bedien en volgende week Woensdag aand 7 uur doen ons 'n oujaarsdiens weer aanlyn.